Kom ons staan net so en raak stil voor die Here. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam, dan loof ons die Here met die sing van Gesang 236, 236, die tweede en vierde vers. Eksodus 12 en ons lees van die eerste tot en met die 16de vers. Eksodus 12. So met die woord geopen, kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ja, opreg en met vreugde in ons hart kan ons uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Ja, U is verhewe en U is almagtig. Om te dink dat ons tot U kan nader, is ver bo ons verstand. Want U is die Almagtige, U is heilig. Ons kan nie net sommer tot U nader nie. Maar dankie Here dat ons in Jesus Christus tot U kan nader. Here, ons dankie dat ons vanaand weer eens in U huis kan wees, om weer eens na U woord te luister, waar U tot ons wil spreek. Ja, Here, ons het gekom met 'n verwagting wat U in ons harte kweek, om na U woord te wil luister. En ons dankie daarvoor, en ons is bly, en ons juig daaroor. Maar Here, vra ons dat U ook in ons harte sal oopmaak, dat ons hande in eie boesem sal steek en sal kyk na dit wat ons verkeerd gedoen het. Ja, net U kan dit doen. Net U kan ons lei deur die Heilige Gees om dit te doen, om te wil soek. As U dit deur die Heilige Gees doen, dan wil ons sien wat verkeerd is, want ons weet, dit wat ons doen, maak U hart seer.
Ons wil nie dit hê nie, Here. Ons wil aan U gehoorsaam wees. Gee ons die krag daartoe deur U Heilige Gees. Werk berou in ons hart oor ons sondes, sodat ons dit voor U kan bely. Dat ons dit sal haat soos U dit haat, Here. Want sonder U hulp en sonder die oortuiging van die Heilige Gees kan en sal ons dit ook nooit doen nie. Here, wees ook dan met die wat siek is. Gee hulle die krag. As dit U wil is, genees hulle ook. Die wat hartseer is, die wat bekommerd is, staan hulle ook by en vertroos hulle, Here. En dat hulle weet dat hulle van U afhanklik is. Ja, Here, wil ons nou uit die woord uit gaan lees en na die prediking gaan luister, vra ons dat U dit vir ons sou oopmaak, dat U ons harte sou oopmaak, sodat ons dit reg kan verstaan. Dat ons nie ons eie gedagtes daarin sal lê nie, Here, maar dat U sal spreek. Maak ons ore oop daarvoor, Here, en verlig ons verstand deur U Heilige Gees. Ons bid en vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Eksodus 12 vanaf vers 1 tot en met vers 16. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê: Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: Op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families. 'n Lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en die stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel, aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai. Saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eerstgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die 7de toe,
Die siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. Ook op die 7de dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dae gedoen word nie. Net wat deur elkeen geëet moet word. Dit alleen mag deur julle berei word. Tot sover. Geliefdes, Egipte is in beroering. Vir die afgelope paar weke is al die hele wêreld om ons te boog gekeer. Die een na die ander plaag het hulle getref. 9 is al verby. Hoeveel nog meer? Nog niet 1. Een plaag wat so ingrypend sal wees, dat dit elke huis waar dit in voorkom, ingrypend sal tref. Want deur Moses kondig die Here aan, en ons lees in Eksodus 11 vers 1 en vers 4 tot 5. Nog een plaag sal ek oor Farao en oor Egipte bring. Omtrent, en dan in vers 4 tot 5, omtrent middernag trek ek uit dwars deur Egipte, dan sal al die eersgeborenes in Egipte land sterwe. Dis 10 plaag. Plaag wat begin het met bloed, en plaag wat ook gaan eindig met bloed. Ja, in hierdie aand sal die Here die bloed, dis die lewe van al die eersgeborenes in Egipte land, mens, sowel as dier, opeis. Saam met die vrees is daar ook vreugde. Dieselfde dag dat die Here die laaste plaag aangekondig, stel hy ook die Pasga in. 'n verbond, 'n ooreenkoms, wat die Here met die volk sluit. En hierdie nag moet al die Israeliete 'n jaar oue lammertjie vat. Hulle moet die bloed wat hulle verneem het van die lammertjie wat hulle geslag het, aan die deurkosyne van die huis smeer. Dit sal die teken wees dat 'n lewe reeds geneem is, en God sal daardie huis verbygaan. Tydens hierdie nag sal daar aan die een kant trane vloei van hartseer, wanneer die moeders sien dat hulle eersgeborene kinders se liggame koud en leweloos is. Maar aan die ander kant ook vreugde en blydskap, daar waar die dood die huise verbygegaan het. En dan vanaand kan ons die vraag vra, wat is die betekenis van die Pasga en die bloed vir ons as gelowiges vir vandag? Die Pasga en die bloed was die teken van lewe wat gegee is ter wille van iemand anders se. Nog meer, dit wys heen aan die volmaakte plaasvervanger wat sy lewe ter wille van sondaars gegee het. En daarom wys die Pasga eerstens na die verlossing uit Egipte. En dan tweedens na die verlossing uit die mag van die sonde. Wanneer ons die instelling van die Pasga lees, moet ons eerstens vra, wat het die Pasga vir die Jode in Egipte beteken? Die antwoord op hierdie vraag is nie moeilik om te beantwoord nie, want die antwoord lê net verder in Eksodus 12, in vers 26 tot 27. En ons lees daar, en as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar? Dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here,
wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het. Die Pasga is dis 'n viering van die verlossing uit Egipte. Dis die verlossing wat God bewerkstellig het vir sy volk tydens die laaste plaag. Maar om nie deur hierdie plaag getref te word nie, moes die Israeliete iets doen. Hulle moes dus die bloed van 'n jaar ou lammetjie aan die deurkosyne smeer. Hierdie bloed dien as 'n teken. Eerstens is die bloed simbolies van lewe. En dan die tweede teken as 'n teken van bewaring. Dikwels word bloed gesien as 'n teken van lewe. Ons vind talle voorbeelde in die Bybel daarvan. Dink maar aan God se woorde aan Kain, nadat Kain sy broer Abel doodgemaak het. En ons lees daar in Genesis 4 vers 10. Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Of God se woorde aan Noag in Genesis 9 vers 5. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Met ander woorde, die bloed op die deurkosyne was die bewys daarvan dat 'n lewe reeds geneem is. Die lewe van 'n jaar oue lammetjie sonder enige liggaamsgebrek in die plek van die eerstgeborene van daardie huis. Maar omdat die bloed simbolies is van lewe in die plek van 'n ander, dit ook as teken van beskerming gedien. In Eksodus 12 vers 13 sê die Here dat hy die huis waar die bloed sal vind, sal verbygaan. En die lewe van die eerstgeborenes in daardie huis sal nie geneem word nie. Deur die 10de plaag voltrek God sy vonnis en sy oordeel oor die hele Egipte. Maar waar bloed gevind is, gaan God in sy oordeel verby, sodat daardie huise veilig is. Maar nie net was die Pasga herinnering van die verlossing, van die oordeel tydens die 10de plaag nie. Dit het ook as herinnering gedien van die verlossing uit Egipte. Ons lees in Deuteronomium 16 vers 1 hoe Moses dan ook vir Israel oproep hoe om die Pasga te hou. En ons lees daar: onderhou die maand Abib en hou Pasga vir die Here jou God. Want in die maand Abib het die Here jou God jou in die nag uit Egipte uitgelei. Die Pasga en die bloed wat in die deurkosyne gesmeer moes word, was dus 'n teken van die verlossing wat die Here vir sy volk bewerkstellig het. Maar nou bring ons dit ook by die tweede vraag. Wat beteken Eksodus 12 vir ons as gelowiges vandag? Om hierdie vraag dan te beantwoord, moet ons 'n brug slaan na ons toe. Kan hierdie bloed na enigiemand anders verwys? En in hierdie geval is die antwoord natuurlik ja. Beide die paaslam en die bloed wys hier na die een wie die volmaakte plaasvervanger is. Na die een wie se bloed die volmaakte teken is van beskerming. En dit is Jesus Christus self. Deur die loop van die geskiedenis van die Ou Testament het God dikwels deur middel van persone, gebeurtenisse of gebruike vooruitgewys dat die verlosser. Byvoorbeeld Moses was maar 'n skadubeeld van die groot profeet Christus wat sou kom.
Dawid was maar 'n skadubeeld van die groot koning, Christus, wat sou kom. Die offers was maar skadubeelde van die volmaakte offer wat gebring sou word, naamlik Jesus Christus. En so wys die Paaslam na die volmaakte lam van God, wie sonder enige liggaamsgebrek is, deur wie se bloed ons gereinig en gered is en losgekoop is van die toorn van God, naamlik Jesus Christus. Geliefdes, in Egipte was die Israeliete in die mag van die Egiptenare en die Farao. Ja, hulle het tydens die Pasga elke jaar teruggedink aan die verlossing wat die Here vir hulle bewerkstellig het. Hoe hy Egipte met die 10 plaae getref het, en hoe die Egiptenare hul voor hom moes buig. Hoe hy die Farao en sy leermag in die Rooi See laat verdrink het. Maar vandag vier ons as gelowiges nie meer die Pasga nie, want dit het slegs heen gewys na die verlossing wat aan die kom was. Vandag vier ons as gelowiges in die nuwe bedeling, die nagmaal. Sigbare tekens van die verlossing, nie uit die mag van die mense nie, soos met Israel se geval nie, maar uit die mag van die bose en van die sonde. Ja, soos die Israeliete kan en moet ons na Egipte terugdink, na die paaslammers, na die bloed, na die verlossing. Maar ons kyk ook terug na Golgotha, na die volmaakte lam van God, na die bloed wat ons verlos het en gereinig het, na ons verlosser wat ons met God versoen het. Om ons aan hierdie wonderlike verlossing te herinner, het ons verlosser ook op die nag voordat hy gekruisig is, die sakrament van die nagmaal ingestel. 'n Sakrament wat terugkyk na die verlossing wat vir ons bewerkstellig is. 'n Sakrament waarin bloed nie meer hoef te vloei nie, want Christus se bloed het vir ons eens en vir altyd gevloei. 'n Sakrament waaraan nie meer hoef geoffer te word nie, omdat Christus se liggaam vir eens en vir altyd as volmaakte offer vir ons sondes gebring het, of gebring is althans. Geliefdes, ten slotte, ons as gelowiges vier die nagmaal in hierdie nuwe bedeling. 'n Sakrament waarin ons God se liefde en genade mag sien. Sy liefde vir sy uitverkorenes. 'n Liefde wat God gedring het om sy eie seun in ons plek te straf. 'n Liefde wat sy seun gedring het om homself vir ons oor te gee en ons straf te dra. 'n Liefde wat die Gees bring om ons uit die geestelike dood uit op te wek en ons kinders van God te maak. Maar terselfdertyd sien ons ook God se geregtigheid en heiligheid. 'n Geregtigheid en heiligheid wat dalk dui dat God sonde haat en dit nooit ongestraf kan laat bly nie. 'n Geregtigheid en heiligheid wat ons dring om deur die krag van die Heilige Gees aan ons gee, met erns die stryd teen die sonde en die mag van die bose te stry. Geliefdes, ervaar ons God se liefde en genade. Besef ons dat ons voor die heilige God, die regverdige God, leef
Indien nie, kyk na die nagmaal. Dink terug aan die Pasga en u sal God leer ken. Amen. Kom ons bid saam. Here ons Here, ja, u Seun Jesus Christus, wat die ware paaslam is, wat aan die slagpaal toegelei is, wat die bloed gegiet is ter wille van ons, die straf wat ons moes toekom, het hy gedra. Ons ongehoorsaamheid het u op hom geplaas. U het ons gereinig deur sy bloed. Ons loof en ons prys u daarvoor. Dankie Here. Want dan sou ons altyd verlore gewees het. Maar in die genade het u na ons neergebuig, het u Seun dat mens word, om daardie straf te dra, maar ook om gehoorsaam te wees aan u volkome, sodat ons ook daardie werke kan hê en daarmee kan lewe, want u dit wat ons nie kon doen, het die Here Jesus Christus gedoen. Here Jesus Christus is ons regverdig. Ons dankie Here, ons loof en ons prys u daarvoor. Maar Here, met dit ook in gedagte dat ons onthou dat u heilig is, dat u sonde haat. Here, lei ons die Heilige Gees om dit te besef. En dan kan ons weer eens vra dat ons ook die sonde sal haat, Here. Oortuig ons van ons sondes. Dat ons berou daaroor sal hê, Here. En dankie dat ons ook deur die Paaslam en die Pasga daai skadubeelde kan sien, hoe dit heenwys na u Seun, Jesus Christus. Dankie vir daardie belofte wat u reeds in Genesis 3 vers 15 gemaak het, Here. Ons kan net die loof en prys daarvoor en dankie sê. Here, ons vra dat u ook dan in die gemeente sal wees. Elke lidmaat, dat u hulle by sal staan, dat u die krag sal gee, dat u hulle sal motiveer, wat dit dalk moeilik gaan, maar dat hulle ook sal deel wees van die gemeente hier, sal saamwerk, nie om mense te paai nie, Here, of om u te paai nie, maar vir die liefde, en uit die liefde vir u en uit dankbaarheid vir u, dit sal doen. Werk ook in hulle harte, werk in ons harte, Here, en sien dit wat ons vanaand gehoor het, Here, maak dit in ons harte vas en ons dit sal uitleef en dit sal verkondig met blydskap in ons harte. Ons bid en vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. As antwoord op die prediking, kom ons sing saam met Gesang 241, Gesang 241, vers 1 en 2.
sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.